Goeiemôre gemeente, net seker maak, almal kan daarom duidelik hoor. Ja, dankie ook vir die voorreg om vanmôre hier saam met julle te kan wees, waar ons ook die sakrament in die nagmaal kan bedien. Het is altyd 'n voorreg hoe die Here ook 'n klein kind gebruik om vir ons sy verbondsleer te leer en dat ons ook daarin versterk kan word. Maar gemeente, ons raak stil voor die aangesig van die Here, waar ons ook in ontmoeting met die Almagtige is. En ons verklaar, ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde geskaap het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u almal. Amen. Gemeente, as lofpsalm, kom ons sing saam Psalm 66, ons gaan daarvan sing verse 1 en vers 7. Vers 7 is 'n uitnodiging na die erediens met die Almagtige, waar hy sê, kom luister toe, o Godgesinde, kom almal wat die Here vrees. En ek sal vertel aan al sy vriende wat hy gedoen het aan my gees. Ek het geroep, God het geluister, toe alles nag was om my heen. En voor die ligskyn deur die duister was God my lof, net hy alleen. Ons sing saam as lofpsalm, Psalm 66, vers 1 en vers 7. En daarna bely ons saam ons algemene en ons Christelike geloof. Gesterf het en begrawe is en neergedaan het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ons glo in die Heilige Gees. Ons glo aan 'n heilige en algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Amen.
Gemeente, ons gaan nou saam luister na die wet van die Here, soos het vir ons ook openbaar word in Exodus 20. En as dit altyd so mooi, ons sit in die ontmoeting met die Here en hy leer vir ons hoe ons moet lewe. En dan kyk ons na die wet van die Here, dan kan ons nie help om skuldig te voel nie, ons kan nie help om nietig en klein te voel nie. Maar dan leer Paulus ons so uitdruklik dat die wet het verander in die offer van Jesus Christus. Ja, die wet was nog altyd daar gewees om ons sondes uit te wys van wat nodig is vir ons saligheid. Maar dit moet ons altyd ook herinner dat ons dit met onsself nie kan opbring nie. Ons kan dit nie verdien nie. En daarom sê ons Here Jesus Christus self in Matteus 5, hy het nie gekom om die gebooie te ontbind nie, maar om dit te vervul. Bedoelende, hy het die wet vir ons volle betekenis gegee. En daarom wanneer ons vanmôre ook saam na die wet van die Here luister, dan kyk ons nie vas aan ons eie tekortkominge nie, maar ons sien Christus wat van die begin af verkondig is. En wanneer ons die wet van die Here lees, dan lees ons van die riglyne, ons lees van wat die Here vereis van ons, maar wat ons nooit kon doen nie, maar wat Christus wel het. En daarom wanneer ons ook die selfondersoek doen, as het eerste is skuldbelydenis, maar dan 'n erkenning van wie hy is en wat hy gedoen het, en 'n riglyn om ons daarvoor uit te rig tot hom. So ons luister saam na die woorde van Exodus 20. Toe het God al die woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal nie wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly. Bedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt of jou dienstmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Deur jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer, of sy diensknegt, of sy dienstmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Tot sover. Nou gemeente, omdat ons na die wet van die Here geluister het, kom ons verootmoedig onsself. Dit is natuurlik deel van hierdie ontmoeting van die Here. Nou het ons gehoor wat hy vir ons leer uit die wet uit. En nou reageer ons daarop. Ons keer ons harte oop en ons bely ons sondes, maar ons erken die verlossing in Christus. En daarom sing ons as verootmoediging in Psalm 119 vers 23 en 26. 26 sê: O Here, U het my geskape deur die goddelike hand. Ag, herstel my nou inwendig en verlig U my verstand. Want al die dienaars sien my lewe, en dit is vir ons siel 'n vrede, dat my siel op U beloftes so vrymoedig om verheug. Dit is 'n mooi aansluiting ook by die sakrament van môre. Ons sien die Here se beloftes, ook wanneer die doop van môre bedien gaan word. Ons sien God se beloftes aan elkeen van ons.
En nou skryf Dawid dat as die mense na my lewe kyk, wat sien hulle? Sien hulle die beloftes van die Here wat vervul is in sy seun Jesus Christus? Of sien hulle iemand wat sonder die Here leef? En daarom as vir die moedige, kom ons herskep ons harte, ons roep ons op tot die genade van die Here en ons verootmoedig onsself. Psalm 119 vers 23 en 26, daarna sal ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, wanneer ons vanmôre ook as die kinders by mekaar geroep is, in 'n ontmoeting met U, kan ons nie anders as om U naam te loof en te prys vir genade oneindig groot nie. Want Here, soos ons vanmôre hier tesame is, weet ons dat wanneer ons vergader, dan is U self by ons. Dikwels verstaan ons dit nie, dikwels vergeet ons dit, dat soos ons vanmôre as U kerk, die kerk van Christus by mekaar is, U self is hier teenwoordig. U self leer ons uit die woorde, U self lei ons deur die Heilige Gees, sodat ons kan deelneem, sodat ons in hierdie ontmoeting met U naam kan prys, dan groot maak. Besef ons die genade dat ons kan niks verdien. Ons het na U wet geluister, om ons self ondersoek, en ons besef elke dag oortree ons hierdie gebooie. Elke dag skiet ons tekort. Skiet ons tekort om enigstens saligheid voor U aangesig te kan verdien. Maar dis nie hoekom ons vanmôre hier is. Ons is vanmôre hier, nie omdat ons eie heil kan bewerk, maar omdat U dit vir ons gedoen het in U geliefde Seun. En is in sy liefde en barmhartigheid wat ons dan ook vanmôre saam U naam wil groot maak, ons lewens wil vorm, inwendig vernuwe, sodat ons elke dag tot U lof en eer kan leef. Waar ons versterk word in die beloftes wat U reg deur die woord en die geskiedenis verkondig. En so het ons dan vanmôre ook die voorreg om die sakrament van die doop te sien. Dan moet ons mooi verstaan, dis nie ons as mense wat die besluit maak, dat ons 'n kindjie wil doop nie. Want dat dit U is wat 'n kind roep, U wat die opdrag gee dat die doop bedien moet word, sodat ons daardeur deur die sigbare tekens en seels versterk mag word, kan weet dat deur die bloed van ons verlossing word ons skoon gewas, gereinig van al ons sondes.
word ons gesalf met die Heilige Gees, elke dag in sy naam te mag optree. Daarom bid ons, maak ons harte oop, mag ons sien wat voor ons oop plaas, mag ons verstaan en versterk word. Maar Here, so bid ons ook vir elke lidmaat ook van die gereformeerde kerk Valwater, al die besoekers wat vanmôre hier is, teen elkeen se omstandighede, weet wat in elkeen se hart ook aangaan. Dink aan hulle wat vir die vakansie ook weg is. Maar Here, U verstaan elke droefheid, elke beproewing. So vra ons dat U ook hulle harte kan versterk, sodat hulle ook in hulle omstandighede verteenwoordigers van die evangelie mag wees. Maar ook in tye van blydskap, van dankbaarheid, dat ons dit met mekaar mag deel, en dat ons die naam mag verkondig. Bid vir die kerke reg oor die wêreld. Ons bid vir ons land, waar dit dikwels lyk asof daar onsekerheid is, waar daar nie vrede is nie, wonder ons, hoe sal ons as gelowiges kan voortleef? Bid ons dat ons vertroue in U mag hê, en dat U ons sal bewaar in die beloftes wat U met ons gesluit het. Ook met die woordverkondiging bid ons, mag het wees met die mening van die Gees, met versterking, met toerusting, tot vermaning as het nodig is. Mag ons gegrond word in die waarheid van die woord, en mag ons dit uitleef, waar U ons ook wil stuur. Ons bid dit alles nie omdat ons dit kan verdien nie, maar alleen deur die loutere genade openbaar in U naam. Amen. Gemeente, ons gaan vanmôre saam lees uit 2 Konings 11 uit. Ons gaan daarvan lees van vers 1 tot en met 2 Konings 12 vers 2. Dit is net waar het afsluit oor wat Joas voorgestaan het, voordat hy ook later in sy sonde geval het. Was hy 'n man gewees wat gedoen het wat reg was in die oë van die Here. Maar voordat ons die gedeelte saam lees, kom ons sing as inleiding oor die woorddiens Psalm 68. Ons gaan daarvan sing vers 1 en vers 3. Ons het nou genoem in die gebed ook, daar is soveel dinge wat in hierdie land aangaan. En dan skryf die digter daaroor. Ons nooit dink ons is uniek. Hy sê, hoog oor die onreg wat hier woel, oor alles wat onseker lyk, die mekaar vir ons is, onrustig is, sê hy, nogtans oor dit alles staan God se heilgeregte stoel, van waar hy in ontferming vir die weduwee sal reg verskaf, die wees onderdrukker straf en waak tot hulp beskerming. Die eensaam is, hom stel hy in die volheid van 'n huisgesin en breek die slawebande van wie hier in gevangenis smag. Maar wie hom woon in sy gesag, die woon in dorre lande. Ons sing saam as inleiding Psalm 68 vers 1 en vers 2.
lees saam uit die boek van Konings uit, 2 Konings 11, vanaf vers 1, tot en met 2 Konings 12 vers 2. Dis 'n robbe verhaal wat ons vanmôre ook gaan lees. Ons weet natuurlik in die boek Konings is daar baie dinge wat gebeur, veral in die land Israel. En dit is waar Elia en Elisa primêrlik optree. Hulle het nog baie gesag vir Juda, want dit is nog die gehoorsame volk, maar Israel het al hoe meer en meer wegbeweeg van God af. Hulle het agter die Baal-aanbidding aangeloop. Die slegte konings wat daar in Israel was, het die volk weggelei. En nou kom hierdie invloed oor in die volk Juda. So in hierdie gedeelte lees mens nie eintlik van die profete nie, maar mens lees van wat gebeur met hierdie volk wat in Juda is. Lees vir ons, en toe Atalia, die moeder van Ahasia, sien dat haar seun dood was, het sy haar klaargemaak en die hele koninklike geslag omgebring. Maar Joseba, die dogter van koning Joram, die suster van Ahasia, het Joas, die seun van Ahasia geneem en hom gesteel onder die koningse seuns uit wat gedood moes word, en hom en sy pleegmoeder in die beddekamer gebring. So het hulle hom dan vir Atalia weggesteek, sodat hy nie gedood is. En hy was saam met haar in die huis van die Here verborge, 6 jaar lang, terwyl Atalia oor die land regeer. Maar in die 7de jaar het Joram die owerstes oor 100 van die karriers en van die hardlopers laat haal, en by hom in die huis van die Here laat kom, en met hulle verbond gesluit, onder eedswering in die huis van die Here, en vir hulle die koningse seun gewys. En daarna gee hulle bevel en sê, dit moet julle doen. 'n derde deel van julle wat op die Sabbat inkom, moet wag hou by die huis van die koning, en 'n derde deel by die poort se, en 'n derde deel by die poort agter die hardlopers. En julle moet wag hou by die huis om dit te verdedig. En die 2 ander afdelings van julle, almal wat op die Sabbat uitgaan, moet die wag by die huis van die Here by die koning hou. En julle moet rondom die koning gaan staan, elkeen met sy wapens in sy hand, en die een wat in die rye inkom, moet gedood word. En julle moet by die koning wees as hy uit en ingaan. Die owerstes oor 100 het toe gedoen, net soos die priester Joram beveel het, en elkeen sy manne geneem, wat op die Sabbat inkom, saam met die wat op die Sabbat uitgaan, en na die priester Joram gekom. En die priester het aan die owerstes oor 100 die spiese en die stulde van die koning Dawid gegee, wat in die huis van die Here was. En die hardlopers het gaan staan, elkeen met sy wapens in sy hand, van die regterkant van die huis af, tot by die linkerkant van die huis, na die altaar en na die huis toe, rondom by die koning. En daarna het hy die seun van die koning uitgebring, en aan hom die kroon en die getuienis oorgegee. En hulle het hom koning gemaak, en hom gesalf, en met die hande geklap en gesê, mag die koning lewe. Toe Atalia die stem van die hardlopers en van die volk hoor, het sy na die volk in die huis van die Here gekom. En toe sy die koning sien staan op die verhoog volgens die gewoonte met die owerstes en die trompetblasers by die koning, terwyl die hele volk van die land bly is en op die trompette blaas, skeer Atalia haar klere en roep uit, verraad, verraad. Maar die priester Joram het die owerstes oor 100, die aanvoerders van die leer bevel gegee en vir hulle gesê, neem maar weg tot binne die rye in, en maak dood met die swaard die wat agter haar aankom. En die priester het gesê, sy moet nie in die huis van die Here gedood word. En hulle het die hande aan haar geslaan, en sy het deur die ingang vir die perde in die huis van die koning gekom, en is daar gedood. En Joram het die verbond gesluit tussen die Here en die koning en die volk, dat hulle volk van die Here sou wees, ook tussen die koning en die volk. Daarna het die hele volk van die land in die tempel van Baal ingegaan en dit afgebreek. Sy altare en sy beelde het hulle kort en klein gebreek, en Matan, die priester van Baal, voor die altare doodgeslaan. Verder het die priester wagte aangestel oor die huis van die Here, en toe neem hy die owerstes oor 100 en die karriers en die hardlopers en die hele volk van die land, en hulle het die koning afgebring uit die huis van die Here, deur die poort van die hardlopers in die huis van die koning gegaan. En hy het op die koningstroon gaan sit.
Die hele volk van die land was bly en die stad was rustig. Maar hulle het Atalia met die swaard in die huis van die koning gedood. Joas was 7 jaar oud toe hy koning geword het. In die 7de jaar van Jehu het Joas koning geword en hy het 40 jaar geregeer in Jerusalem. En die naam van sy moeder was Sibia van Berseba. En Joas het gedoen wat reg was in die oë van die Here, al sy dae waarin die priester Jojada hom onderrig het. Tot sover. Nou gemeente, as mens praat of dink oor die groot konings van die Bybel, dan dink ons dadelik aan name soos Dawid, of ons dink aan Salomo, want hulle het uitgestaan as besonderse konings. Hulle het eerder uitgestaan vir hulle agtergrond, of die getrouheid wat hulle aan die Here gehad het, of selfs die gawes, in die geval van Salomo, die wysheid wat die Here vir hom gegee het. En hulle het hierdie gawes ontvang, om merkwaardige dinge in hulle tyd te doen. Maar dan is daar ook 'n jong seun soos Joas, wat koning geword het toe hy maar 7 jaar oud was, wat eintlik ongemerk in die blaaie van die Ou Testament staan. En tog hang daar aan sy lewe iets baie groter as net sy eie verhaal. Nou iets wat belangrik is om te onthou is dat Joas se konteks is baie donkerder as die van koning Dawid of koning Salomo. Hulle het albei regeer in 'n tyd wat dit redelik voorspoedig was, daar was 'n getrouheid aan die Here en hulle moes die volk gelei het om sterker te word en meer getrou te word in hulle verhouding met die Here. Maar soos ons weet, hier in Konings is dit nie die geval nie. Ons lees keer op keer hoe Israel juist wegbeweeg het van hierdie verhouding met die Here, hoe hulle ander afgode aangeloop het en God geminag het. En so kom hierdie invloed van Israel tot Juda in 'n baie donker manier. En dit raak hierdie jong seun wat koning sou word baie direk. En Joas het reeds 'n baie groot uitdaging gehad. Nie net om uit te staan as 'n groot koning nie, sy uitdaging was van kleins af om te oorleef. Want wat Joas se verhaal besonders maak, is dat hy uitstaan as iemand waarin die Here homself wou openbaar, nog voordat hy 'n woord kon gesê het en nog voordat hy 'n enkele daad kon gedoen het. Joas se verhaal begin toe hy 'n baba was, van byna minder as 'n jaar oud. In sy verhaal sien ons hoe die Here ingryp, waar Joas eintlik totaal afhanklik is, onbewus van die gevaar wat rondom hom is, selfs onbewus was van sy redding wat plaasgevind het in hierdie verhaal. Maar tog deur God word hy bewaar, volgens sy verbond en sy belofte. Nou gemeente, dit is 'n boodskap vir elkeen van ons ook vandag, waar ons ook soms wonder oor die manier wat God ook na ons kan kyk. Sonder dat ek alles gaan noem, weet ons die konteks van die wêreld wat ons in leef, ons weet van die gevaar wat reg rondom ons is, die onsekerhede wat daar is oor ons toekoms, maar ook veral oor die toekoms van ons kinders. Dan wonder ons by onsself en ons eie omstandighede. Is God nog besig met ons? Hou die Here ons nog vas? Sal hy sy beloftes ook aan ons hou? En die geskiedenis van Joas antwoord hierdie vraag wat baie van ons vanmôre ook weer sit met 'n baie duidelike antwoord. Ja. En hierdie selfde antwoord word ons later uitgebeeld wanneer klein Meis Schoeman ook gedoop gaan word. 'n Gemeente, soos ons gelees het, hierdie teks wat ons vanmôre saam gelees het, begin eintlik in een van die donkerste oomblikke van Juda se geskiedenis. Na die dood van Ahasia neem sy ma Atalia beheer oor die koninkryk. Maar geliefdes, Atalia was nie sommer net nog 'n koningin nie. Sy was uit die huis van Agab en Isabel.
Nou, julle sal onthou, die koning van Israel, wat onder die leiding van sy vrou Isabel Baal aanbidding gesteun het en bevorder het onder Israel. Hulle het die profete van God vervolg en doodgemaak en het openlik God verwerp. En het is teen hierdie koning wat Elia die wonder op die berg Karmel gedoen het, toe vuur uit die hemel neergedaal het en die altaar verbrand het. Dis hierdie einste koning en koningin se dogter wat nou invloed het in Juda. Hulle dogter Atalia het met die koning van Juda, Joram, getroud. Joram was uit die geslag van Dawid gewees, en hierdie huwelik was heel moontlik 'n poging tot 'n politieke versoening tussen die noord en die suid streek. Julle sal onthou in Dawid se tyd, een van die besonderste dinge wat die Here deur hom gedoen het, is hy het die twee ryke verenig, sodat die noorde en die suide saam met mekaar was en onder een koning verenig was. En in Salomo se tyd het hierdie twee ryke weer gedeel. So hierdie was amper half 'n politiese poging om hierdie ryke weer te verenig. En nou moet ons die erns hiervan verstaan. Na Joram en dan ook haar seun Ahazia se dood, het Atalia saak in haar eie hande geneem. Volgens wet moes die volgende kind in die geslag van Dawid as die koning gesalf en bevestig word, want dis tog die lyn wat God aan hulle beloof het. Julle sal onthou, die Here het vir Dawid 'n belofte gemaak in 2 Samuel 7, waar hy sê, jou huis en jou koningskap sal vir ewig vasstaan. En uit hierdie geslag, soos ons ook weet, moes die verlosser uit Juda voorkom. Maar nou kom Atalia, wat nie eers in Juda moes regeer nie, sy maak haar klaar na haar seun se dood, en dan roei sy basies die hele koninklike geslag uit. Sy maak hulle fisies dood, al die jong seuns wat opvolgers moes wees as konings, sodat sy alleen as koningin van Juda kon regeer. En daarom is Atalia se optrede veel meer as 'n politiese magsgreep. Wanneer sy die koninklike kinders laat doodmaak, probeer sy eintlik die huis van Dawid vernietig. Sy probeer die verbondsgeslag uitwis, waardeur God sy verlossingsplan sou vervul. As ons so lees wat hier gebeur, dan menslik gesproke, lyk dit vir ons amper asof sy daarin slaag. Die koninklike geslag word uitgeroei. Die troon van Dawid lyk leeg. Dit lyk asof die goddelose huis van Agab nou selfs die Davidse koninkryk oorneem. Dit is maar net dink, moes dit vir hierdie volk gevoel het, hierdie geslag van Juda, moes dit gevoel het asof God se beloftes besig was om onder hulle te verdwyn. En hier sien ons 'n waarheid wat baie aktief rondom ons op plaasvind. Die duiwel, deur die wêreld, probeer dikwels vernietig wat God beloof het. Maar juist daar, in daardie donker oomblik, werk God reeds stil agter die skerms. Want ons lees van hierdie klein kind, skaars 'n jaar oud, Joas. En hy word in die geheim weggeneem deur een van die dogters van koning Joram, en sy steek hom weg in die tempel. En geliefdes, daar is dit tog vir ons almal duidelik wat die boodskap van hierdie gedeelte is. Daardie klein seun Joas kan absoluut niks doen nie. Die verhaal gaan nie eers oor hom nie. Hy kan niks doen. Hy is 'n klein seentjie van ongeveer 1 jaar oud. Hy kies nie om gered te word nie. Hy verdedig nie homself nie. Hy verstaan nie eers wat op die oomblik rondom hom aangaan nie. Hy is 'n klein kindjie, totaal afhanklik van ander. En tog bewaar God. Hier sien ons die wonder van God se verbondstrou. Die Here wag nie eers vir Joas dat hy moet groot genoeg word om God te kan kies. Nee, die Here bewaar hom uit genade alleen. Omdat hy 'n belofte gemaak het, omdat hy
'n verbond met Dawid gesluit het. Geliefde gemeente, is dit nie presies wat ons ook elke keer in die kinderdoop sien. Wanneer 'n klein kind gedoop word, sê ons nie, hierdie kind verstaan alles, of dat hy of sy die besluit geneem het om God te kies nie, of dat hy of sy en alles nou vorentoe gehoorsaam gaan wees nie, asof die kindjie self haar saligheid kan verdien nie. God se verbondsloop kan regverdig. Nee, ons bely God en sy genade kom altyd eerste. Net soos Joas bewaar was voordat hy iets kon doen, so kom God ook na ons toe en ons kinders toe, met sy verbond en sy belofte, voordat ons in volle dit kan begryp. Net so word hierdie jong seun Joas vir 6 jaar in die tempel weggesteek. Nou gemeente, dit is 'n baie lang tyd. Vir 6 jaar wil dit eintlik vir Juda lyk asof daar niks gebeur nie, asof hierdie koningin Atalia maar net voortgaan. Sy sit op die troon, sy het die koninklike geslag uitgewis, en dan lyk dit asof, kom ons sê menslik gesproke, lyk dit vir ons asof God niks doen. Maar dis juist waar ons dit nie verstaan nie. God was reeds besig om sy verbond te bewaar. Die volk sien dit nie. Juda lyk geestelik donker, 'n goddelose koningin regeer, Baal aanbidding versprei, daar word selfs 'n tempel opgerig, altare, en dit lyk asof die goddelike aanbidding in die huis van Juda uitgerus is. Dit lyk asof die huis van Dawid, die beloftes aan Dawid, tot 'n einde toegekom het. Maar dan lees ons van hoe hoëpriester Joiada optree. Hy roep in die geheim die leiers en die wagte bymekaar en hy sluit 'n verbond met hulle. En daarna wys hy vir hulle die jong seun, die versteekte erfgenaam van die huis van Dawid. Dan kan mens maar net dink hoe geskok, maar opgewonde moes hulle nie gewees het nie. Die koning se seun leef tog. God het nie sy beloftes laat vaar nie. Joiada stel die wag strategies rondom die tempel om hierdie koning te beskerm. En dan kom die groot oomblik. Joas word uitgebring, die kroon word op sy kop gesit, en die boek van die wet word aan hom gegee as 'n teken dat hy onder God se heerskappy moet regeer. En dan word hy daar voor hulle almal gesalf as die volgende koning van Juda. En skielik breek die volk uit. En hulle juig, hulle is bly. Hulle skree saam, mag die koning lewe. Die gemeente, daardie uitroep was nie net politieke vreugde nie. Dit was die herstel van God se verbondsbelofte. Die huis van Dawid leef nog en God het sy woord gehou. En toe Atalia hierdie geraas hoor, dan hardloop sy na die tempel en daar sien sy hierdie jong koning by die pilaar staan volgens die gebruik van die konings, met hierdie volk wat rondom hom staan en vergader en prys. En sy besef onmiddellik wat gebeur het, sy skeer haar klere, sy roep uit, julle het my verraai. Maar in werklikheid was dit nie verraad teen Juda nie. Dit was God se oordeel oor hierdie vrou se goddeloosheid. Sy wat probeer het om die verbondslinie uit te wis, word nou self van die troon verwyder. Die priester Joiada beveel dat sy buite die tempel geneem moet word en daar moet sy doodgemaak word. En dan word ons weer teruggebring na die boodskap. Baie dinge wat in hierdie verhaal gebeur, ons uiteindelik het weer gaan lees, net om mooi die orde te sien. Maar die duidelike boodskap is, hierdie koning Joas wat nou bevestig word en gesalf word, wat 7 jaar oud is, het tot dusver nog niks gedoen nie. Maar ons sien tog, in die feit dat hy niks gedoen het nie, die les wat ons saam met ons moet neem. 6 jaar lyk dit vir Juda asof boosheid nie.
6 jaar lang het dit gelyk asof God stil bly. Maar op die regte tyd bring die Here sy koning na vore. Hy herstel die troon van Dawid. Hy beskerm sy verbond. Hy wys dat geen mens, geen koningin en geen boosheid, geen mag op aarde sy beloftes kan vernietig. Gemeente, dit is ook ons troos vandag. God se werk is dikwels stil. Dit is dikwels in die verborge. Dit is nooit afwesig. Dit is 'n waarheid wat ons oor en oor ook so in die woord van die Here sien. God werk baie keer stil. Dit is nie altyd dramaties nie, dit is nie altyd sigbaar met groot tekens nie. Maar hier het ons ook die versekering, hy werk. En dit bring ons dan by die volgende belangrike vraag. Waarom het God dan vir Joas gered? Net sodat Juda nog 'n koning kon gehad het? Nee, geliefdes, daar is natuurlik iets groters daarin. God bewaar Joas omdat hy sy beloftes aan Dawid hou. Omdat die Messias nog moes voorkom. En hy het hierdie lyn gebore sou word. En dis is Joas se redding deel van God se groter verlossingsplan. En iets wat eintlik baie mooi is in die boek van Konings, as julle gaan lees, is baie politiese boek, is baie wonderwerke wat gedoen word deur hierdie twee groot profete, is baie geskiedenis. Maar iets wat baie interessant in die boek Konings voorkom, is die Christologiese lyn, bedoelende dat dit wat in hierdie boek plaasvind, verkondig van die begin af dit wat Christus moes doen. En selfs in hierdie verhaal sien ons die lyn direk na Christus toe. Waar hierdie kind stil bewaar word in 'n tempel, wys dit eintlik vooruit na die groot seun van Dawid, ons verlosser Jesus Christus. Want dink daaraan, net soos Joas moes Christus ook as 'n kind beskerm word teen 'n koning wat kinders doodgemaak het. Hy moes bewaar word volgens God se plan. Moes hy leef sodat God se verlossing vervul kon word. Sodat hierdie belofte aan Dawid tot in ewigheid sou staan. En dis juist die rede hoekom hierdie gedeelte ook mooi aansluit by die doop. Die doop gaan in die eerste plek nie oor wat ons doen. Dit gaan oor wat God beloof. Wanneer ons 'n kind doop, bely ons God se genade kom eerste. God roep en hy bewaar. God werk selfs voordat ons dit kan verstaan. En net soos Joas was reeds deel van God se verbond, voordat hy kon begryp, voordat hy enige besluit kon geneem het, was hy onder die beskerming van die Here, sonder dat hy 'n keuse gemaak het. En vir 6 jaar het die Here hom bewaar en gelei, voordat hy 'n klein, hulpelose baba was. Van dat is iets. En so leer die Here ons ook vanmôre in die doop. Ek is jou God, nog voordat jy my ken. Dit beteken natuurlik nie, 'n kind hoef later nie te glo nie. Joas moes later self as koning leef in gehoorsaamheid aan die Here, en hy het vir 'n tyd lank onder die leiding van die hoëpriester, het hy gedoen wat reg was in die oë van die Here. Hy het na Atalia die tempel herstel, hy het die Baal aanbidding verwyder, en hy het die aanbidding van God weer sentraal gemaak in Irak. En net soos Joas ook sy verantwoordelikheid uitgeleef het, so word elke kind geroep, elke kind wat gedoop word geroep tot geloof en bekering onder die leiding van sy ouers. Hulle moet hulle verantwoordelikheid ook nakom in die verbond met die Here. Dit is eintlik baie mooi as jy gaan kyk na die derde gedeelte van die katekismus, skryf Calvin baie kommentare op, hy skryf ietsie baie mooi, sonder om te diep in te gaan. Hy sê, God roep ons in sy raadsplan, in sy wil, met 'n verantwoordelikheid. Joas is gered, God het hom geroep, maar dit beteken nie, hy het nie 'n verantwoordelikheid nie. Net soos met my vanmôre gedoop gaan word, dit beteken, die Here kies haar, die Here red. Maar
maar sy het ook 'n verantwoordelikheid. Die ouers het 'n verantwoordelikheid. En dis juist waar die troos van die doop lê. God begin. God neem die eerste stap. God se genade gaan voor ons uit. En is dit nie ons troos van vandag? Ons kyk na 'n wêreld rondom ons wat onseker voel. Ons wonder, hoe gaan ons kinders in hierdie wêreld kan voortleef en groot word? Ons sien geestelike verval. Ons sien druk en spanning. Ons beleef dit elke dag. Maar die verhaal van Joas herinner ons. God verloor nooit sy beheer oor sy verbond. Daar was dalk oomblikke waar dit gelyk het asof alles verlore was, maar selfs toe het God 'n klein kind bewaar om sy beloftes te vervul. En dieselfde God bewaar vandag nog sy verbond. Miskien voel jy soms soos Juda in daardie tyd, asof God stil geword het, asof die wêreld in chaos is, asof sy beloftes ver weg is van ons. Maar dan wys die Here vir ons 'n klein kindjie wat in die geheim bewaar word en hy sê, ek vergeet nie my verbond. Die redding van Joas was nie gebaseer op Joas se krag of sy begrip nie, dit was gebaseer op wie God is, genadig is en getrou is. En so is ons redding uiteindelik ook. In die doop herinner die Here ons, ek neem jou aan, ek plaas my naam op jou. Ek bly getrou aan my beloftes, nie omdat ons groot is nie omdat ons alles kan verstaan nie, maar omdat hy genadig is. En die geskiedenis leer ons dat God sy kinders bewaar, lank voordat hulle besef hoe diep hulle van sy genade afhanklik is. En dis presies die boodskap wat vanmôre weer aan ons verkondig word. Vanmôre sien ons weer hoe 'n klein dogtertjie, sonder dat sy het weet, vanmôre ook gebruik gaan word in die raadsplan van die Here, om elkeen van ons wat hier is, te leer. Sy gaan ons vanmôre leer hoe God ook getrou is aan sy verbond. Amen. Gemeente, ek gaan sommer nou direk oorgaan na die formulier van die doop toe. En soos julle ook weet, die formuliere soos ons dit ken, is eintlik ook klein preke wat vir ons leer, alles wat ons nodig het om te weet, raak in die doop. Ek lees ons voor. Skus, voordat ek het voorlees, sal ek vra dat Mariska en Morney net na vore toe sal kom en hier voor sal staan. Nou my sal later gaan word. Nou Morney en Mariska saam met die hele gemeente. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in die volgende 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God. Sodat ons in die ryk van God kan inkom nie tensy ons opnuut gebore word. En dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprenkeling met water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word. Sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons vir God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. En daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig. Ons tot sy kinders erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van alle sondes was, waarmee ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry
voor God geregverdig gereken word. En net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ook deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon, en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes, en die daaglikse vernuwing van ons lewe, doordat ons uiteindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang. Ons moet vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of die sondes bly lê nie. Die doop is innerste siel en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel ons kinders hierdie dinge nog nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet aan die verdoemenis en arm deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, weer in Christus tot genade aangeneem word, en so spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou in hulle geslag, as 'n ewige verbond, vir jou 'n God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met die woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep, en daarom het God vroeër beveel dat er besny moet word, wat 'n seël van die verbond, en van die geregtigheid van die geloof was, en so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê, en hulle geseën. En omdat die doop nou die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei, hieromtrent breedvoerig te onderrig. En u, geliefde gemeente, ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind. Bid vir haar en wees 'n voorbeeld van 'n lewe in Christus. Nou om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons nou die Here se naam aanroep. Kom ons bid saam. O almagtige en ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En die gelowige Noag met sy gesin 8 mense deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop ook afgebeeld is. Ons bid die kragtens die grondelose barmhartigheid dat U hierdie kindjie, aan wie U genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlei, sodat sy met hom in haar dood begrawe mag word en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat sy, terwyl sy hom daagliks navolg, haar kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat sy hierdie lewe wat nog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos, mag verlaat op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus U Seun mag verskyn. Ons bid dit deur hom, ons Here Jesus Christus U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer tot in ewigheid. Amen.
Gemeente, terwyl die ouers hier voor is, gaan daar nou 'n geleentheid wees vir klein Lemay Schoeman om na vore gedra te word. Waar is julle kind? Morgen, Mariska, as geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het nou gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet ons dit vir hierdie doel nie uit gewoonte of uit bygelowigheid gebruik nie. En dat dit openbaar kan word dat dit julle gesindheid is, moet julle nou van julle kant af op die volgende vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sondes ontvang en gebore, en daarom allerhande ellende, ja, en die verdoemenis self onderworpe is, bely julle nogtans dat hulle in Christus geheilig is, en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is, en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Ten derde, beloof julle, neem julle voor om hierdie kind, van wie julle die vader en moeder is, wanneer sy dit kan verstaan in die genoemde leer, na die beste van julle vermoë, laat onderrig en ook self doen. Dan gaan julle die vraag apart geleentheid gee om te antwoord, of rijk het as jy antwoord. Ja. Maar ek staan. Ja. Die gemeente soos ons hier voorstaan, ons het nou gehoor in die prediking, die Here uit genade alleen, is die een wat ons kinders roep, wat die verbond aan hulle ook bedien, en ook deel maak daarvan, en so sien ons dit nou, die waar klein Lemay nog so klein is, dat sy self nie eens verstaan wat op hierdie oomblik gebeur, word ons geleer, deur die genade en die sakrament van die Here, wat hy ook vir ons en ons kinders doen. En daarom Lemay Schoeman, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die gemeente nou dat die sakrament bedien is, kom ons sing saam Psalm 134 vers 4. Die seën weer vir hulle as 'n gesin, sodat die Here ook hulle naby kan wees. See you.
ons saam gaan bid, gaan ek net geleentheid gee vir die ouderling, want Julius dat hy net iets namens die kerk moet vir hulle oorhandig. Gemeente, kom ons bid saam. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U ons en ons kinders, deur die bloed van U geliefde Seun Jesus Christus, al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun, en daardeur tot U kinders aangeneem het, en dat ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid U ook weer om U geliefde Seun, dat U hierdie kindjie altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat sy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat sy vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat U aan haar en ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sondes, die duiwel en sy hele ryk kan stry en oorwin, om U en die Seun Jesus Christus en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Collectes, en ek kan ek eers mooi herinner, daar is die collectes onder die diens nie, by die deure. Dan gaan ons dan as slot, gaan ons saam sing Skrifreining 59, dis natuurlijk die Onse Vader gebed, 10-2, die nuwe boekies, ons sing saam die Onse Vader, daarna sal ons na die Seun van die Here opgaan. Gemeente van ons Here Jesus Christus, verhef julle harte en ontvang ook so nou sy seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou